Amen. Is daar enigeen van julle wat 'n woord het, 'n droom gehad het, skrif gehad het? Kyk net 'n bietjie op Zoom ook, Natasha. Goed, is Natalie op Zoom? Natalie het 'n droom gehad en die Here het haar wakker gemaak en woord gegee wat ons moet bid veral vir Suid-Afrika ook, wat ek dink wat belangrik is. Sy nie op nie. Goed. Ek gaan die Psalm op ons inligtingsgroep sit. Ek dink ons moet verantwoordelikheid neem en ons moet regtig waar dit bid en saam staan vir ons land veral. Ek wil hê ons moet bid vir Suid-Afrika vanoggend en Natasha sit net weer op, laat ek sien wie is almal daar. En vir ons boere moet ons bid. Sarel, jy is die enigste boer wat hier is, so jy gaan weer vanoggend vir die boere bid. En dan Sharon, ek sien jy is op, gaan jy vir ons 'n bietjie bid vir Israel? Daar sy, so goed, kom ons begin. Karel, bid vir ons vir Suid-Afrika asseblief. Maar Vader, ons kom net weer voor U in 'n oggend wat ons besef waar hele land eintlik op hulle knieë moet voorkom voor U en net kom neersak en maar ons kom vra die skudding in die presidentskap, die skudding in die ministers, die skudding in die criminal investigations, al die commissions wat besig is om aan te gaan, dat alles tot in submission van U wil en U koninkryk sal kom. Maar ons vra dat ons in 'n teshuwa oomblik sal kan wegdraai van die idol worshipping in die alledaagse wêreld waarin ons nou staan en kan terugdraai na die wil van U, dat ons die hart sal verstaan en dat ons in U karakter sal ingaan, elke dag meer sal weet, om elke dag in die geleenthede en circumstances waarin ons ingaan, net om te besef dat ons U karakter daar moet openbaar, dat ons die sout en die lig vir die Suid-Afrika sal wees, maar nie net vir Suid-Afrika nie, maar dat die hele wêreld sal sien dat Suid-Afrika tot in submission gekom het en dat hulle sal voel hoe daai wolkkolom saam met ons beweeg. Maar ons kom dra net al die groot figure op in Suid-Afrika net om terug te draai na U karakter en ons vra dat enige iets wat van die vyand af sal kom en enige aanslag van die vyand om maniere en criminal agendas weer in te kry, dat ons al daai agendas sal afsluit en dat U wil net sal geskied, dat dit hulle de mekaar sal maak en chaos in hulle kamp sal veroorsaak, maar dat ons in 'n shalom sal loop, want ons weet ons het 'n koning bo alles. Hy is die begin en hy is die einde en ons het volle vertroue en ons het daai faith om te weet dat ons wil teshuwa, ons wil wegdraai en openbaar het en wys dit vir ons ook hoe ons selfs in 'n klein plekkie 'n groot impak kan maak. Want dit gaan nie oor die wêreldse impak nie, dit gaan oor waar sit ons voete neer in die geestelik om groot lig oomblikke te gee. En ons prys U naam en ons gee al die glorie vir U vir dit. Dit is niks wat ons kan doen nie, maar ons weet daar waar U hand en U woord skuif, daar gebeur goed. En ons het 5 saam in dit. En ons bid dit in die magtige naam van ons U seun Yeshua die Messias. Amen. Amen. Dankie Sarel. Here, kom staan in vandag vir myself, vir die boere in hierdie gemeente, in ons distrik, in ons land. Here, U weet daar's baie uitdagings. Here, en ek sê vir U dankie dat ons nou in strooptyd staan. Ek bid in Jesus naam dat U ons pad sal gelyk maak met dit. Here, die fisiese paaie, dat U ons sal help om dit te herstel, dat ons die graan kan wegry. Ek bid, Here, die reën wat wel voorspel word vir hierdie week, dat U dit eers sal terughou en vorentoe eers vir ons sal stuur waar ons dit regtig nodig het. Ek bid, Here, dat U, waar dit lyk of daar nie deure is wat oop gaan vir ons nie, Here, dat U sal voorsien. U het ons nog nooit gelos nie, Here. Ek bid, Here, vir die lae graanpryse, dat dit sal herstel.
hierdie hoë insetkostes, dat dit sal sak, en ek bid Here dat U net ons 'n pad vir ons sal maak, en die deure wat lyk of hulle nie gaan oopgaan, Here, dat U dit sal oopmaak. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Sharon, ek wil jy moet vir ons bid oor Israel. As ek dink wat Sarel nou gebid het van die reën wat hierdie week wat ons die Here vertrou om nie te val nie, dan dink ek aan die getuienis wat ons laasweek gehad het ook, en wat die Here gedoen het, en hoe het hy ingegryp, terwyl hy ons gelei het in die donderdag-groep om te bid wat ons gebid het en te doen wat ons gedoen het. So ons vertrou hom dat hierdie week, dat hierdie weervoorspelling onderwerp sal word aan God se perfekte wil vir hierdie seisoen vir ons boere en vir die oes. Amen. Sharon? Francis, Sharon, Charmaine gaan in Sharon se plek bid, Goed. en Charmaine verjaar ook vandag. So, Daar vroeg gebel, Charmaine, van ons almal af baie geluk, en dit is so lekker om jou deel van ons te hê. Kom ons as gemeente steek net ons hande uit na Charmaine toe. Vader, dis vir ons so lekker as ons een van ons verjaarsdag moet vier, want ons weet dis die dag wat U gekies het om vir Charmaine aarde toe te stuur. En Here, ons is so dankbaar dat sy deel is van hierdie gemeente. En ons as 'n gemeente wil kom en ons wil elke verbondsnaam van Jesus Christus, ons Here en Meester, kom oplig oor haar en oor hierdie nuwe jaar. Ek bid dat sy in hierdie jaar U hand so kragtig sal ervaar en U teenwoordigheid haar sal deurdrenk, Vader, dat sy daaruit kan lewe. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus. Charmaine, baie geluk. Sal jy vir ons nou bid asseblief? ja. Okay. So, Vader, in die naam van Jesus, kom lig ons nou vir Israel na U toe op. Ek wil eerstens kom sê, Vader, ons bless Israel, Vader, en dan wil ek ook kom repent, Here, vir elke plek waar ons as Suid-Afrikaners teen Israel gegaan het, Here, terwille van die geestesriem wil ons net sê, ons stem nie saam met dit wat ons regering doen nie. Ons stem nie saam met elke plek wat hulle U volk vervloek nie. Here, ons kom lig hulle op. Waar hulle in 'n oorlogtyd is, Vader, wil ons vra vir goddelike beskerming. Vader, sal U asseblief U engele opdrag gee om rondom die soldate te wees. Heilige Gees, sal U die leiers help met wysheid en hulle insig gee, sodat hulle elke strategie en elke plek waar hulle moet oorlog voer, dat U met hulle sal wees. Vader, Jesus, You are the commander of the angel armies. Jesus, sal U asseblief U engele opdrag gee, dat U leermag van engele saam met Israel sal veg. Vader, en reg oor die wêreld, waar daar soveel haat is teenoor die Jode, vra ons, Vader, dat U volk sal beskerm. Vader, ek wil ook sommer net bid, daar waar president Donald Trump, Here, so vir die Jode is. Ons dankie, Here, dat daar nog mense en leiers is wat vir U volk opstaan. Here, maar ons as die kinders, Here, ons stem vir Israel, ons woud vir hulle beskerming, en ons vra, Vader, dat U wil sal geskied, en ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, Charmaine. Amen. Ons is in 'n wonderlike tyd hierdie week waar ons Shavuot gaan vier. Shavuot wat eintlik beteken maar die fees van die weke. En as ons kyk na wat gebeur het met Shavuot, dan weet ons dat dekades gelede het die Here die wet op Sinaï vir Moses gegee vir die mense. En wat vir my so 'n belangrike ding is hierdie jaar, wat die Here vir my regtig waar net kom highlight, soos die Engelse sê, is dat ons weet met die gee van die wet, daar is nie een mens op hierdie aarde wat die wet kon nakom nie. En die wet het die dood gebring. Want in die Ou Testament, as jy die wette oortree het, is jy gestenig, jy is doodgemaak, daar judgment gekom vir jou. En ons weet met die aanbidding van die goue kalf is daar 3000 mense wat gesterf het. En met die uitstorting van die Heilige Gees in die eerste kerk, het daar 3000 mense tot bekering gekom en ewige lewe gekry. Wat 'n wonderlike plek vir ons om te weet dat die woord sê,
Ek gou die skrif kry, die woord sê vir ons in Korintiërs, dat die letter maak dood. He has made us competent to be ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. So die wet het die dood gebring, en die gees van God, wat vir ons die woord lewendig kom maak het vir ons ewige lewe gebring. En daarom vier ons nou die woord van God wat ons gekry het, en ons vier dit met die wete dat die woord van God deur ons wedergeboorte in ons harte opgeteken is. Dat hierdie volle woord van God, wat in ons as 'n saad is, dat dit na vore deur ons 'n vrug kan dra, om sy koninkryk uit te brei. En as ons kyk na die oorvloedige lewe wat Jesus vir ons gebring het, waar ons gestaan het en weet dat ons kan nie die woord van God gehoorsaam nie, want ons lewe in hierdie dimensie. Maar Jesus het gekom en hy het vir ons in ons plek gesterf, en daai vloek van die dood van die wet weggevat, en dat ons ewige lewe gekry het deur die Heilige Gees. En vir my, Filippense 2 vers 12 en 13 is vir my een van die grootste neetdop skrifte in die woord, waar daar staan, ons werk elke dag ons redding uit, met vrees en bewing, met die Heilige Gees van God, en dan sê hy, ons kan ons wil vir hom gee, om sy wil in ons wil te werk, dat ons sy wil kan doen. So hy kom, ons kom en ons gee onsself vir hom, maar hy kom en hy bring dood na lewe, hy bring onvrugbaarheid, hy bring leegheid na sy volheid en na sy oorvloed toe. So die 21ste 6:00 die aand, dan begin Shavuot, dit is die fees wat ons dan vier ons dit. Ek wil net sê dat ons gaan saam met Botawil die hele gemeenskap weer 'n aanbiddingsdiens hê. Die 24ste, dis volgende Saterdag. Johan Grecius het al die goed vir ons uitgesit. Ek moet vir julle sê, ek mis ons worship span as hulle nie hier is nie, nê. Maar dan gaan ons almal saam met al die gemeentes in Botawil en Godsong op die hoërskoolse rugbyveld by mekaar kom. En dit wat ons bespreek het, daar gaan geen lees, geen niks, geen leier, niemand gaan iets doen of aanbied daar nie. Dit gaan suiwer aanbidding wees deur al die gemeentes. Saterdag, die 24ste. O my liewe land, hoekom het ek dit Saterdag? Julle, dankie Sanet. Dis dan Sondag, 2:00 die middag op die rugbyveld, wat ons almal by mekaar gaan kom en dan saam gaan aanbid, en ons worship span gaan dit lei. Hulle gaan wel van Godsong se sangers kry om saam met hulle te sing, maar ek dink ons het 'n verantwoordelikheid. Die Here het regtig waar 'n salwing gesit op ons aanbiddingsspan om 'n eenheid in die dorp te bring. Ons het 'n verantwoordelikheid as 'n gemeente om dit by te woon. Asseblief, ek wil vir julle vra, kom ons neem deel daaraan, dat ons deel kan wees as 'n gemeente daarbey. Goed, dit is op die groepe gesit, so gaan kyk daarna, en ekskuus dat ek die datum verkeerd het, ek het nog steeds Saterdag in my kop. Ek dink dis ons het besluit, en toe het ons gewonder of dit Saterdag of Sondag is. So, ek dink dis waar my verwarring vandaan kom. Goed. En dan wil ek aan ietsie raak vandag, wat besig is om baie verwarring oor die wêreld en in die liggaam van Christus te stuur. Ons is nou deur hierdie hele ding van die Epstein files, wat nog steeds aan die gang is. En nou is daar 'n groot ding oor die UFO's, wat die Amerikaanse regering bekend maak. Maar ons moet besef dat die Here vir ons gesê het, dat die laaste dae sal wees soos die dae van Noag en Lot. Noag, die Here is besig om al hierdie reuse vir ons te wys hoe die Nephilim ons defile het,
en wat aan die gang is oor die wêreld. En ek het 'n skrikwekkende storie gehoor van Natasha hulle waar daar letterlik ons erken nie hierdie Nephilims tussen ons nie, maar wat hulle doen is besig om te manifesteer en dit verwar baie van die mense. So daar's 'n sekere kennis wat ons moet hê en ek sal vir julle vra om Perry Stone en ek sal dit op ons groepe sit en iemand het 'n onderhoud saam gehad. Wat gebeur in Amerika is dat die regering kies sekere van die geloofwaardige kerkleiers en hulle roep hulle in geslote vergaderings in. En hulle begin die bewyse wat hulle het bekend maak van UFO's en van al hierdie goed en daar is 'n groot verwarring wat besig is om te ontstaan as gevolg van die fisiese bewyse wat daar is. En as ons gaan kyk wat die Here gesê het, Jesus vir ons gesê het in Lukas 21 vers 25 tot 28. And there will be signs in the sun, moon and stars, and upon the earth there will be distress, trouble and anguish of nations in bewilderment and perplexity without resources, left wanting, embarrassed, in doubt, not knowing which way to turn, at the roaring, the echo and the tossing of the sea, men swooning away or expiring with fear and dread, and apprehension and expectation of the things that are coming on the world, for the very powers of the heavens will be shaken and caused to totter. And then they will see the Son of Man coming in the cloud. Hierdie is 'n voorgang van Jesus, ons Messias, wat aarde toe kom. Maar die tweede hemel word op hierdie stadium geskit. En al hierdie goed word openbaar gemaak en dit bring verwarring in die kerk van Jesus Christus, veral mense wat nie kennis van die woord het nie. En ons moet in die lig van al hierdie goed onthou wie ons is, hoekom ons op hierdie aarde is, wat die Here sê van hierdie aarde, en dat hierdie aarde en hierdie dimensie is ons plek van kennis. En alles wat hier funksioneer, wat nie in lyn is met God in sy woord nie, kom uit die okkulte en die sataniese wêreld uit. Maak nie saak wat se manifestasies daar is nie, en die woord sê vir ons dat die vyand gaan wonderwerke en tekens en bewyse gee, wat 'n fisiese bewys is wat almal kan sien. Maar ons moet ons nie laat mislei nie. So, wees versigtig waarna jy luister en waarna jy kyk. Ek dink dit is een van die vertalings sê daar gaan monsteragtige, magtige kragte en magte gaan begin manifesteer en gaan as bewyse vir ons gegee word. Ons moet bly by wie ons is, waar ons redding is en wat nou gebeur. Iemand het hierdie week met my gepraat oor die verskillende dispensasies en daar's baie kennis en goed ook oor dispensasies wat hulle inbring in die liggaam van Christus. En vir die mense wat nie weet wat 'n dispensasie is nie, 'n dispensasie is bloot 'n tydperk wat God op aarde stel en die verskillende dispensasies het verskillende reëls en wette. En daarom moet die dispensasies verstaan word tot 'n mate, hoewel almal in mekaar vloei ook. En as ons kyk maar net aan die Israel en die volk van Israel is 'n verskillende dispensasie is waarin ons vandag lewe. Maar hierdie is die laaste dispensasie op aarde. En hulle kom ook en sê dis 'n tydperke van 2000 jaar op aarde. Maar hierdie is die laaste, want in hierdie dispensasie het Jesus, ons Here en Meester, aarde toe gekom. Hy is gekruisig en die redding is vir ons gebring. En daarom is hierdie die laaste dispensasie op aarde. So hulle kom en staan ook teen die eindtye in die kerk en die bruid en hulle verwerp Israel heeltemal en die verskillende goed wat die Here vir ons gee en strukture wat die Here ons aan laat vashou, verwerp hulle. En daarmee wil ek sê ons gaan afsluit met 'n kort stukkie in
in Efesiërs, die laaste gedeelte wat ons laas week nie kon behandel nie. En daar kom die Here weer en hy sê 'n baie belangrike ding. Hy het ons, sy kerk, geroep om in gemeentes te wees. Om ons te beskerm teen misleiding. En ek luister en kyk na hierdie mense wat al hierdie kennis het om 'n sekere ding, 'n voorstelling te gee. En ek besef dat daar's baie mense wat op die internet al die kennis kry wat hulle pas en wat hulle wil glo. En dit bymekaar bring en sê, maar dit is wat die woord glo. Maar hulle bring dit nie in konteks met die hele woord van God nie. En ek besef hoe belangrik is dit vir ons om in gemeentes te wees. Want, hoekom? Hier moet ons accountable wees. Ons moet onsself aan mekaar onderwerp, soos wat die woord daar sê. En die gemeente moet die persoon wat die Here lei om te preek, se woord toets, om te kyk, is dit volgens die skrif die waarheid? So daar is die Engelse het die goeie woord van accountability, nie net vir die leiers nie, maar ook van die gemeente om te sorg dat ons in die woord van God bly. So dis baie belangrik. Ons kan nie net kom en ons kan iets wat ons glo saamstel en al die bewyse uit die woord uit kry en sê hierdie is die gospel wat ek glo nie. Hulle maak 'n eie evangelie wat hulle siening en hulle persepsies pas en dis baie baie gevaarlik om te doen. Goed, wat vir my baie belangrik is dat die Here kom en hy het in hierdie dispensasie dan nou, het hy gekom en nie net gesterf nie, maar geboorte gegee aan sy kerk, sy bruid. En as ons kyk na hoe wonderlik dit is, ons is deel van sy bruid en ons het die gees van God, dis hoekom Shavuot so belangrik is, om ons te help, om onsself te reinig en te heilig. Want die bruid moet haarself gereed maak. En dis wat die Here die afgelope paar jaar besig was om met ons te doen. En as ons kyk na in die kerk van Jesus Christus, waar die Here vir ons al hierdie gawes gegee het, en ek besef een van die belangrikste gawes in hierdie tyd waarin ons lewe, is die onderskeiding van geeste. Want ek sien met skok hoeveel mense na wie ons opkyk, leiers wat ons opkyk, is besig om in misleiding in te gaan. En dit is baie ontstellend om dit te sien, want is mense wat jy geglo het en mee saamgestap het tot hier toe. Goed, kom ons gaan na Efesiërs 2 toe, ons laaste gedeelte, voordat ons na die helfte van die eerste gedeelte van die boek Efesiërs gaan. For it is through him that we both, whether far off or near, now have an introduction access by one Holy Spirit to the Father, so that we are able to approach him. En ons het verlede week geëindig met die plek waar die Here gesê het dat hy het op Golgotha Jood en nie Jood ingebring. Daar is nie 'n uitsondering gemaak vir God se verbondsvolk om te sê hulle kan op 'n ander manier in die koninkryk inkom nie. Daar's een deur en dis Jesus Christus, ons Heer en ons Meester. En maak nie saak of jy 'n Jood of 'n Afrikaner of 'n Sotho is nie. Dis die enigste deur en daar's geen ander pad om deur Jesus na God toe te gaan nie. Dit is ons pad van redding. Maar wat vir my so wonderlik hier is ook, is dat die woord, Paulus kom in Efesiërs en hy sê, ons het toegang tot deur een Heilige Gees. En vir my is dit een van die grootste wonderwerke wat die Here vir my gegee het in die skool, waar ons sit met kinders wat moslim ouers het, en moslems is, maar die kinders is in ons skool, en die Here sê vir my jare terug, dat die Heilige Gees, daar's een Heilige Gees, as daai kinders wedergebore word, daar's nie 'n klein Heilige Gees of 'n groot Heilige Gees nie, dan hulle die Heilige Gees van God in hulle harte wat in daai huis, dan kan die lig van God deurgee. Wat 'n voorreg om te weet, ons het een Gees, en dat ons een redding het. So maak nie saak wat se geleerdheid ons het nie, wie ons is nie, wat 'n volk ons is nie.
In Christus is ons almal een en het ons almal een gees wat in ons werk en in ons lewe. Therefore you are no longer outsiders, exiles, migrants, and aliens excluded from the rights of citizens. But now you are share citizenship with the saints, God's own people, consecrated and set apart for himself. And you belong to God's own household. Wat 'n voorreg. Ons wat almal hier sit, is deel van 'n huishouding. Hoe intiem is 'n huishouding, julle? 'n Huishouding het mense in wat jy regtig op 'n intieme manier, op 'n intieme vlak kan leer ken. En die Here sê, ons is deel van sy huishouding. So God sien ons, soos wat ons huis en die manne en die vrou en die kinders sien, wat ons in ons huis doen, hoe ons met mekaar aangaan, is 'n prentjie van hoe God ons sien in sy huishouding. Dis vir my so 'n wonderlike plek van intimiteit om daarna te kyk. Filippense 3 vers 20 sê vir ons is nou citizens of heaven. Ons is deel van God se koninkryk. En hoewel ons op aarde lewe, het ons verlede week gesien, ons sit in hom in die gees aan die regterhand van Vader. Maar ons lewe nou hier op aarde. En dan kom hy en hy sê vir ons, julle is my ambassadeurs op aarde. So ek en jy dra God se hele regeringsstruktuur in ons. En soos en wanneer hy wil hê, ons moet funksioneer en vloei daarin, salf hy ons om dit te kan doen. Wat 'n groot voorreg is dit net nie. En dan kom hy, my geliefde gedeelte van daai, weet julle nou al is, therefore our conversation will be in heaven. En laat ons daardeur baie versigtig moet wees, wat uit ons monde uitkom en wat ons dink. Ek is hierdie week getoets tot op my nerve om in sekere situasies my eie gedagtes en my persepsies in te trek in goed in. En dan dink ek, nee, stop. Waar is jou conversation? Laat ek die Heilige Gees toelaat om in en deur my gedagtes te werk en deur my woorde te werk. En ek besef so ek op een stadium hierdie week het my man my tereggewys en ek het my gruwelik vir hom vererg. Maar agterna toe ek daaroor bid, toe besef ek dit is wat die Here sê. Wees versigtig wat jy dink en wat uit jou mond uitkom. Our conversation should be, moet wees deur die Gees van God, omdat ons ambassadeurs is, ons verteenwoordig ons koning hier op aarde. You are built up upon the foundation of the apostles and the prophets, with Jesus Christ himself the cornerstone. Dit bring ons dadelik op die berg van verheerliking, wat 'n prentjie is van die Nuwe Testamentiese kerk in oorwinning, wat God se lig uitstraal. En dit beteken dat Moses die apostel, Elia die profeet en Jesus die hoeksteen, die fondasie is van sy kerk. En daarom is dit so wonderlik as ons kyk in Efesiërs 4 waar hy sê, dat die apostle, die prophet, and Jesus will be the foundation of the church. 'n Kerk moet die apostoliese, die profetiese, saam met Jesus hê, om te bou. Want ek en jy is 'n gebou van God, wat hy hier op aarde bou. In him the whole structure is joined, bound, welded together, harmoniously, and it continues to rise, to grow, to increase into a holy temple in the Lord, a sanctuary dedicated, consecrated and sacred to the presence of the Lord. In him, in fellowship with one another, you yourselves also are being built up into this structure, with the rest to form a fixed abode, a dwelling place of God in and by the Spirit. Wat 'n vreugde. Die Here kom en hy sê, ons hier is 'n fellowship. Hy het ons geroep hier, nie net vir hom om 'n woonplek te hê nie, 'n plek om in te werk nie, maar om met mekaar te fellowship, om hier 'n plek te maak, 'n altaar te maak waar hy ons kan bedien,
om hier 'n plek te maak om ons aan mekaar te verbind, dat ons mekaar kan leer. Het julle al gesien wanneer een van ons 'n getuienis het? Hoe tel dit almal op? En hoe lekker is dit om te weet, God is aan die werk. Dis so wonderlik. Ja, ek het gewonder of moet ek dit sê, ja. Die begin van die jaar het ek met julle gepraat en vir julle gesê, daar is getuienis van die mense is op Zoom, van families wat ek mee gebid het, wat jarelang 'n verwydering en 'n vervreemding gehad het in hulle, en waar aan die begin van die jaar het die Here begin restaurasie bring. En hierdie week wat verby is, het ons seun Jan, wat homself vervreem het van ons as gesin vir 10 jaar, het huis toegekom. En ek besef net, God is besig om op 'n baie kragtige manier te werk in hierdie gemeente. En ek eer hom daarvoor. 1 Petrus 2 vers 5 en 6 sê, Come, like living stones, you by yourselves, built into a spiritual house for a holy, dedicated, consecrated priesthood, to offer up those spiritual sacrifices that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. For thus it stands in Scripture, Behold, I am laying a stone in Zion, a chosen, honored, precious, chief cornerstone, and he who believes in him, who adheres to, trusts in and relies on him, shall never be disappointed or put to shame. Ek en jy is 'n steen. En dit wat God in ons lewe doen, al daai trials, daai tribulations, al die moeilike goed waardeur ons gaan, is letterlik hoe die Heilige Gees ons skap. Want ek en jy het 'n plek in hierdie tempel, hier op aarde. Maar ek en jy kan nie met ons eie vlees en geite daarin pas nie. Ons moet gekap word, dat ons vir die Here kan inpas, in ons plekkie in daai tempel. En dit is, hoekom dit so belangrik is, om wanneer ons deur moeilike tye gaan, die Here toe te laat om vir ons te leer, om vir ons te vorm. Want ek en jy is 'n getuienis, ons is daai ambassadeur. En vir my is dit so 'n vreugde, veral wanneer ek getuienisse hoor uit hierdie gemeente uit, van mense wat deur moeilike goed gaan, maar die regte keuses maak. Hulle onderwerp aan die Here se hand, en te sien hoe Jesus se naam verheerlik word daardeur. En julle weet, ek hoef dit nie vir julle te sê nie, dis nie lekker, veral wanneer jy weet jy's reg, en ander mense is verkeerd, en hulle kom jou te na, en hulle kom teen jou. Dis nie lekker om stil te bly, en jouself te humble, en die Here toe te laat om te doen, wat hy wil doen nie. Maar dit is daardeur wat hy gesien kan word, en ons vlees maar kan terugtrek. En ek weet, deur na mense te kyk, ons het die week een van die professors in Potts Universiteit by ons gehad, wat in skool maatskaplike werk lering gee. En die munisipale bestuurder was daar by ons gewees, meneer Amos Goliath. En hulle het gepraat oor kinders en opvoedings van kinders. En sy sê 'n ding daar. Sy sê, die hele beginsel van monkey see en monkey do, is wat werk in die lewe. Jy kan maar vir 'n kind wat ook al sê, maar wat hy by jou sien, gaan hy volg en wat gaan hy doen. Die krag daarvan is net eenvoudig, dit is wat jou kind sal doen. Jy kan vir jou kinders sê, al die mooi goeders om te doen, maar as jy dit nie self doen nie, gaan jou kind jou volg in wat jy doen nie en wat jy sê nie. Maar so is dit ook in die koninkryk van God. Daar's mense wat na ons kyk, ons kan maar skrif quoteer van die môre tot die aand, maar wat ek en jy doen, is wat hulle gaan sien as die waarheid in ons lewe. En my gebed is in hierdie tyd, met hierdie nuwe fokus op die uitstorting van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees 'n nuwe vuur in ons aan die brand sal steek, 'n nuwe passie in ons in die brand sal steek, om toe te laat dat hy deur ons vloei en manifesteer, en dat Jesus gesien sal word, veral in hierdie moeilike plekke
waar ons moet keuses maak wat nie altyd maklik is nie. Amen. Ek dink ek gaan hier stop, laat ons volgende week aangaan met Efesiërs 3, maar ons moet weet dat hierdie tempel wat hy bou, wat ek en jy is die plek waar hy 'n rusplek kry op aarde. Onthou, Jesus het gesê, jakkals het gate, voëls het neste, maar waar sal ek my kop neerlê? Hy wil sy kop neerlê in my en jou en in hierdie tempel, hierdie blyplek wat ons vir hom voorberei hier op aarde. Amen. Enigeen wat 'n woord het, 'n skrif het. Natasha, kyk op Zoom. Kom ons bid en dan gaan ek vir Sanet gaan vir ons vanoggend die verbondsmaal doen. Kom ons staan. Heilige Gees, as ons vanoggend kom, dan staan ons voor U met diep dankbare harte, maar ook met so 'n dringende behoefte om vir U die plek te gee om ons te vorm, Here, om uit ons lewe uit te haal dit wat nie aanneemlik vir ons Vader is nie. Maar Here, om te ontsluit in ons die volheid waarvoor Jesus gesterf het. Dankie dat U gekom het om in Jesus se plek in ons fisies te kom lewe, Here, sodat ons fisiese lewe verander kan word om al meer en meer soos hy te lyk. Ons begeerte in hierdie tyd is dat U op 'n brandende nuwe manier ons passie sal aan die brand steek, Here, om onsself te gee as U houers, om al meer en meer U lig deur te skyn. Ons bid dat hierdie jaar met Shavuot 'n merker in ons lewe sal wees, 'n nuwe vuur sal wees, 'n nuwe plek, Here, van kommitment waar ons U gaan toelaat om die werk te voltooi wat in hierdie seisoen nodig is. Ons wil U nooi, Gees van God, kom raak vaardig oor ons eie lewe, maar ook oor hierdie gemeente en elke plek wat nie in lyn is met Vader se plan nie, kom raak dit aan, kom verander dit. Elke plek waar ons leeg is, kom maak dit vol. Elke plek waar ons onvrugbaar is of waar goed te mekaar is, Here, bring 'n goddelike orde. En ons bid dat U naam verheerlik sal word in en deur ons lewens, maar ook deur hierdie gemeente in hierdie komende seisoen. Here Jesus, dankie dat U die volmaakte offer is tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom ons sit. Dankie Sanet, sal jy vir ons die verbondsmaal doen asseblief? Laasweek het julle vir my gebid en ek sê baie dankie. Erik het gepraat van 'n wonderwerk wat gebeur in tye. Nie dadelik nie en ek het dit gevat en die wonderwerk is besig om te gebeur. Baie dankie, Here. Ja. In Matteus 6 leer Jesus sy disippels bid. En ons ken almal hierdie, die Onse Vader. Maar net daarna sê hy, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Hierdie dit vang my altyd as ek eers net daaraan dink.
Wie is ons om onsself aan te stel bo Jesus? Om nie te wil vergewe nie. Ons kan so maklik iets teen iemand hou wat ietsie gedoen het teen ons of dalk iets groots ook. Maar as ons terugkyk na alles wat ons gedoen het teen die Here, wie is ons om nie te vergewe nie? Ek wil nou 'n tydjie gee, so 2 minute, dat elke een kan regmaak, want ons kan nie die verbondsmaal gebruik as ons iets het teen enige iemand nie. Vra die Heilige Gees om jou te herinner aan enige iemand teen wie jy iets het, en dan maak jy reg voor die Here. Covenant meal is a ceremonial feast that seals a binding agreement. Skus tog. A covenant meal is a ceremonial feast that seals a binding agreement, symbolizing peace, fellowship, and mutual commitment between parties. Nou hierdie covenant is tussen ons en God. En vandag hoop ek elkeen van ons is reg om die covenant meal met God te neem en dankie te sê vir Jesus wat sy liggaam vir ons aan die kruis gegee het en sy bloed wat vir ons gevloei het sodat ons gered kan word. Matteus 26 vers 26. And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, take and eat. This is my body. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. But I say, okay, dit is Jesus wat toe nou sê dat hy nie weer sal drink van dit, van die wyn, voordat hy in sy Vader se koninkryk is nie. Sal julle asseblief ons en ek het vir Natasha gevra om vir ons 'n song te speel. Dit is 'n Malawiese sanger, opera sanger wat in Engels en in
Malawi's, ek weet nie wat is daai taal, en in 'n ander taal sing oor hy kon nie glo dat Jesus moes sterf en Barabbas vrygelaat is. Hoe is dit moontlik? En hoe meer hy daaroor gedink het, het hy besef hy self is Barabbas. Ek en jy is Barabbas, ons is vrygekoop. So, dankie.